Het jy al ooit gewonder hoe Google Maps dit kan regkry om presies vas te stel hoe laat jy by jou bestemming sal wees? Of hoe lank dit gaan vat as jy 120 km/h ry om 240 km ver te ry? Nou dis presies waar verhoudings en koers uitkom. Dit help ons om afstand, tyd en spoed te bereken om met kaarte te kan werk en vandag wys ons jou hoe maklik dit is om hierdie bewerkings te doen en hoekom jy megapunte kan maak in hierdie afdeling. 'n Pa gee R1200 aan sy 3 kinders, Pieter, Clara en Jopie, om te deel in die verhouding 2 tot 3 tot 5. So wat ons nou hier moet oplet is, hoe die vraag gestel is, bepaal ook vir jou hoe jou verhouding gestel word. So dis Pieter, Clara, Jopie, wat beteken ons verhouding is Pieter, dan Clara, gaan ek nou sommer geel merk, maar is bietjie mis, haastige hond, en Jopie, sorry Jopie, jy is nou pink, chommy. Jopie. So 2 tot 3 tot 5. Bereken hoeveel geld elke kind sal ontvang. So die eerste ding wat ons hier moet besef is, ons moet vasstel wat is die totale verhouding. Met ander woorde, in hoeveel dele in totaal word daai geld opgebreek, om te kan vasstel watter gedeeltetjie elke kind moet kry. So die eerste stap sal wees, hoeveel dele het ons in totaal? So my totale verhouding is 2 plus 3 plus 5 is gelyk aan 10. Okay, so daar's 10 dele in totaal. So daai R1200 word in 10 dele opgedeel. So nou is die vraag, hoeveel geld sal elke kind ontvang? So maak seker ook eens, ons lees ons vraagie mooi. Nie, hoeveel sal Pieter of hoeveel sal Clara of hoeveel sal Jopie nie? Elke kind. So ons moet elkeen individueel gaan uitwerk. So ons begin by Pieter. Ek gaan dit sommer met 'n groen pen skryf. So ons begin by Pieter. Okay. Nou ons weet dat Pieter kry 2 deeltjies en ons weet daar's 'n totaal van 10. So hy kry 2 uit die 10 deeltjies. En wanneer ons 'n verhouding doen, is dit basies 'n vansom. So hy kry 2/10 van 1200, maar onthou van beteken net eintlik ons maal. So dis maal 1200 op 1 en ons moet dit gaan vereenvoudig. 10 gaan in homself in 1 keer, 10 gaan in 1200 in 120 keer, vermenigvuldig bo en onder 2 maal 120 is R240. So Pieter kry R240. Dan die tweede gedeelte het ons vir Clara. Ek kan 'n bietjie afskrol daar. Okay, so Clara. So Clara se gedeeltetjie is 3. So 2 tot 3 tot 5. So Clara kry 3/10 van 1200. En nou sien julle net, dis letterlik net, dis wiskunde. As jy net verstaan wat jy moet doen, herhaal jy net prosesse en jy gaan letterlik net die punte insamel soos wat jy gaan. So ons skryf dit, eers het ons die totale verhouding bepaal daar, so ons gaan net 'n puntjie daar toeken. Dan skryf ons dit as 'n breekdeel, so jy sou daar 'n punt gekry het, sê nou maar. Wel, in die geval sal hulle waarskynlik sê net vir die antwoord, hang af hoeveel tel jou vraagie. Maar ons gaan skryf dit as 'n breekdeel en dan bepaal ons die hoeveelheid per kind. So ons het Pieter gedoen, nou gaan jy presies dieselfde stappe volg vir Clara. So ons het die totale verhouding klaar bepaal, dis daai 10des. Nou gaan skryf ons dit as 'n breekdeel, 3/10 en dan gaan bepaal ons wiskundig maar net wat is die breekdeel per kind. So weer eens, 10 gaan in homself in 1 keer, 10 gaan in 1200 in 120 keer, 3 maal 120, 12, 24, 36 en sit net jou nulletjie daarby. So Clara kry R360. Punt toegeken. En dan die laaste een het ons, dat ek het gou 'n lekker pink pen hier uitkry vir ons liewe vriend Jopie. So Jopie kry 5/10. Jopie is seker die jongste, want die jongste kry altyd die lekkerste. En ek kan dit sê, want my vrou is die jongste. So 5/10 maal 1200 op 1, 10 gaan in homself in 1 keer, 10 gaan in 1200 in 120 keer, 5 maal 120 en 1 maal 1, so ons gaan net hieronder gaan uitwerk, 5 maal 120, 12 maal 5 is 60, so dit is R600. So Pieter, Clara en Jopie se gedeeltes is 2/10, 3/10 en 5/10. 2/10 en 3/10 saam gee 5/10 en Jopie kry die ander 5/10. So in totaal maak dit 10/10
10/10, ek gaan dit net hier vir jou skryf. So eerste toets wat ons net gaan doen, ek gaan net hier vir jou skryf, toets. Ons gaan een toets doen, en die eerste toets sal net wees, so jy gaan nou nie hierdie as deel van jou punte toekenning kry nie, dis vir jouself. Na jy geskryf het, gaan kyk jy net gou-gou. As, wat sê, Pieter kry 2/10, Clara kry 3/10, en Jopie, moet seker maak as my pink pen, Jopie kry 5/10, daai alles saam moet obviously 10/10 gee, my noemers is presies dieselfde, so ek kan hulle maar net lekker gaan optel, so hoeveel 10s het ek? 2 plus 3 is 5 plus 5 is 10, so 10/10, wat beteken die volle R1200 is verdeel tussen die 3 kinders, so daai logika toets maak 100% sin, die tweede toets sal net wees, om gou te kyk, of jou bedrag reg optel. Okay, nou hierdie gaan jy nie doen terwyl jy jou toets skryf nie, hierdie gaan jy gou net doen, as jy klaar jou toets geskryf het, maak dit 'n sterretjie op die goed waaroor jy dalk bietjie onseker is, en dan kan jy net seker maak, klein foutjies kan ook opgetel word. So hier weet ons dat in totaal het ons R1200, so R240 plus R360 plus R600 is veronderstel om vir ons R1200 te gee. Sommige vinnige toetsie net, 600 plus 300 is 900, plus 200 is 1100, plus 60 is 1160, plus nog 40 is 1200. So daai sê vir my breekdele werk uit, my totale bedrag werk uit, so die waarskynlikheid dat ek baie punte kan kry vir hierdie is goed. So die punt sal daar wees, Jopie, punt vir Clara, punt vir Pieter, en die vraag het eenvoudig net gesê, hoeveel geld sal elke kind kry? So daai vraagie sal waarskynlik net so 3 of 4 tel. Ons hoef niks verder te gaan doen nie. Dit is dit. In die volgende video gaan ons 'n lekker bewerking doen waar ons gedeeltes van 'n totale groep mense, so 8 seuns, 12 dogters, en jy bepaal watter verhouding seuns tot dogters ensovoorts. As jy daarin wil kyk, klik op die thumbnail wat nou opkom, en as hierdie video jou gehelp het, like hom, subscribe, deel met jou vriende, soos altyd help het ons om beter inhoud vir jou te gee, en ons commitment is, as jy ons help om beter inhoud te vervaardig, gaan ons definitief vir jou in staat kan stel om beter punte te bereik, en dis ons absolute doel, om jou te empower, om goed te doen, om gemaklik te voel, en om stresvrye wiskunde toetse te kan doen, en probleme op te los. Geniet die volgende video.